Ek wil graag met jou iets kom deel wat vir my hierdie naweek so 'n openbaring was. En my gebed is regtig dat jy ook vir jouself iets hier uit kan vat, want soos wat ek moes leer, weet ek is al soveel mense rondom my moes leer. Ons sit die naweek ons by die openingsseremonie en die verwelkomingsseremonie van die eerstejaars by Akademia. En dit was my so treffend geweest toe ek hierdie ervaring het en dit was regtig vir my so 'n openbaring geweest. Maar ons sit daarso en daar's 'n klomp sprekers wat praat oor hulle droom en hulle visie vir universiteit en waartoe hulle op pad is en wat hulle binne volgende paar jaar wil bereik en die pad wat hulle bereid is om met ons kinders te stap, gebaseer op Christelike waardes. Nie net op Christelike waardes nie, maar ook weer daar soveel skole en soveel instellings wat sê hulle is Christelik georiënteerd, maar dit wat ek ervaar het hierdie naweek, besef ek dat daar geen beter plek is waarin my kind kon gaan as by hierdie instansie nie. Maar so sit ons daar so en terwyl ek sien hierdie video wat hulle afspeel en dit wat hulle koester om te bereik, sien ek die drome wat ek het vir my kind. En ek sien die commitment wat ek gemaak het die dag nog voor, die dag toe ek uitgevind het ek is swanger met haar, weet daar sekere dinge wat ek vir die Here voorgevra het. Sekere commitments waar ek aan die Here gemaak het en terwyl sy nog aan my moeder skoot was, het ek gedink, weet was daar sekere dinge wat ek beloof het, sal ek dit na die beste van my vermoë doen om vir hierdie kind te kan voorsien en vir haar dinge te kan doen wat ek nooit kon doen nie. Weet ons het nie baie wel afgroot geword nie en dit wat ons bereik het, moes ons absoluut op onsself gedoen het en weet maar dit was maar 'n gesukkel en daar was siekte en dit het nooit gevoel asof dinge reg vlot verloop nie en vir my op 'n stadium het dit gevoel van my ouers is nooit daar nie, alhoewel ek weet hulle was daar by my gewees in liefde en hulle het vir my gegee wat hulle op my kon gee. Maar ek sit daar so en ek raak skoon emosioneel as ek daaraan dink van hierdie drome wat ek vir my kind het. Ek het beloof, weet ek sal vir jou alles gee. Ek sal seker maak al beteken dit ek moet honger gaan slaap. Al beteken dit ek môre moet onsself te kort laat kom om seker te maak dat my kind die beste toekoms het wat sy kan hê. En ek weet daar's baie ouers wat so voel en partykeer voel dit ja, maar ek is nog steeds in 'n situasie wat ek vir my kind die beste kan gee nie. Weet ek het drome van my kind. Ek kan sien die potensiaal wat sy het. Ek weet sy is in staat tot soveel meer as wat sy op hierdie oomblik bereid is om te gee. Moet my nie verkeerd verstaan, my kind werk hard om te kan bereik dit wat binne haar vermoë bereikbaar is. Maar hier sit ek en terwyl ek hierdie video's kyk en ek het hierdie ervaring in my gees oor hierdie droom wat ek vir haar het en dit waar ek haar sien. Ek weet dit was moeilik geweest om 'n studierigting te gaan bepaal en nog steeds weet 'n mens nie, is dit regtig die rigting wat die Here na wil hê nie. Maar ek sit daar so en ek begin net huil en mens is partykeer sommer net stupid met die goed as jy daaraan dink en maar wat as Here en terwyl ek hierdie ding so bedink en ek praat met die Here, is dit asof ek net in my gees kom sien ek net hierdie ding van al die drome wat die Here al vir my gehad het. Al die geleenthede wat hy al vir my gegee het, maar wat ek net nie kon aangryp nie. Of net nie wou aangryp nie, omdat ek bang was vir dit wat voor lê vir die dag van môre. Omdat ek nie seker was waar sou ek opeindig nie. Omdat ek nie seker was nie en omdat ek bang was vir die seer wat ek sou gekry het as ek sekere besluite sou gemaak het. Die dinge wat ek moes afstaan as ek 'n sekere rigting gegaan het. Weet en ook daai ding van ek was maar bitter op 'n stadium. Ek het nie geweet wat ek wil doen nie. Ek was ongelukkig, ek was kwaad. Weet en daai dinge het my als teruggehou om voluit te lewe in die plan wat ek tog maar geweet het die Here het vir my. En nog steeds weet ek nie regtig wat is die plan vir die Here met my lewe nie, want dit voel net partykeer dinge werk nie uit nie. Dit voel partykeer daar's soveel meer wat 'n mens kan doen, wat ek weet ek is in staat om te doen, maar tog steeds weet ek nie altyd waartoe moet ek gaan nie, wat moet ek doen en terwyl ek daar sit, weet ervaar ek hierdie ding van maar as jy jou kind so liefhet, as jy bereid is om enigiets vir jou kind te doen, sodat sy haar volle potensiaal kan bereik, hoeveel te meer
wil die Here nie vir ons gee nie? Hoeveel groter drome het die Here nie vir my as sy kind nie? Ek meen nie net vir my as sy kind, nie vir jou as sy kind. Hy het sy seun laat sterwe, sodat jy gered kan wees, sodat jy op daai plek kan kom wat die Here vir jou droom. En terwyl ek nou so aan hierdie hele gedagte dink, kom hierdie gedeelte van Jesaja 55 my op, en ek wil dit graag vir jou lees, want dit was my so treffend geweest, toe ek verder aan gaan lees op hierdie skrifgedeelte. En hierdie skrifgedeelte het hoeveel mense al, hoeveel keer aangehaal, nie net vir myself nie, maar dit is hierdie motto's wat mense op buitekant uitsit, die slogans wat mense op buitekant sit om te sê, maar die Here is in beheer, niks sal faal nie, wat die Here bepaal het, sal hy deursien, al daai goeders wat ons gewoond is aan te hoor, hierdie goed voel versies, wat veronderstel is om ons te motiveer. Maar ek wil met jou kom deel hierdie gedagte, en hy sê in Jesaja 55 vanaf vers 8, hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Maar hoor wat sê hy verder in vers 9, hy sê, want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my weë hoër as julle weë, en my gedagtes as julle gedagtes. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal, en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en die brood en die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Julle en toe ek hierdie skrifgedeelte gaan lees en ek ervaar hierdie ding van, maar die Here se droom vir my, net soos wat my droom vir my kind hoër is, ervaar ek hier, maar my gedagtes is nie wat die Here vir my bepaal nie. En hy sê, soos wat die reën alles deurvogtig en nuwe lewe voortbring, soveel meer sal die Here doen vir my wat sy kind is. En soveel meer sal die Here doen vir jou wat sy kind is. Hy sien jou potensiaal raak. Hy sien dat dit wat jy het, jy tot soveel meer in staat is, as hierdie boksie waarin jy die Here probeer plant. Ne? Want baie keer is ons geneig om hier in 'n boksie, om ons eie perspektief in 'n boksie te sit. Dit hoe ons die lewe sien, dit hoe ons die toekomsplanne wat die Here reeds vir ons beplan het sien, want ons is bang daarvoor om my volgende tree te gee. Ons twyfel in onsself, en eintlik twyfel ons maar in God se manier om dinge te laat uitwerk waar ons onsself beperk. En ek wil vandag vir jou kom sê, soos wat ons vir ons kinders meer insien, soos wat ons 'n groter toekoms vir ons kinders van droom, soos wat ons meer vir ons kinders wil hê, julle soveel te meer wil die Here vir ons hê. As ons net nie in hierdie platform hoef vas te kyk nie. En gisterand toe ek so in die kerk sit en ons besig met hierdie woordstudie van Bruce Wilkinson oor to receive enlightenment, om dinge te sien, om net 'n ding te kan snap in die gees, waar die Here vir opdrag gee aan sy engele om sekere dinge vir ons te bewerkstellig. Was dit vir my so bevestiging gewees op hierdie ding wat ek ervaar het hierdie hele week, daar wat ek emosioneel was. En dink ek, maar Here, hoeveel keer het U al gehuil oor die verkeerde besluit wat ek gemaak het nie? Oor die kere wat U daar is om met my te praat, en ek net nie uitreik en stil raak in daai tye, om regtig oor te gee en terug te praat met die Here. Jy weet, daar waar daai kommunikasie gaping is, daar waar ek nie kan sien so wat hy sien nie, omdat ek 'n gebrek het aan perspektief, omdat ek 'n gebrek het aan droom van myself, en te sien waar die Here my sien. En ek bid regtig dat dit vandag vir jou iets gaan beteken, sodat jy kan snap ook, soos wat ek hierdie naweek moes snap, maar die drome wat ek het vir my kind, en dit wil ek al sien, en die vermoë wat ek weet my kind het, dit is beperk tot my menslike kennis, tot my menslike insig. Maar dit wat God beplan, is soveel groter. Mag jy vandag bemoedig word in hierdie skrifgedeelte,
in hierdie ding wat ek ook moes ervaar hierdie week, om te weet dat ons is nie alleen nie. Al raak ons emosioneel en ons voel verwyderd en ons voel of ons afgestomp is van die wêreld en die dinge, die drome wat ons nog nie kon bereik het nie, wil ek vandag vir jou sê, maak vir jouself 'n 5-jaar plan. Ek gaan vra vir die Here, wat is dit wat U droom vir my is? Nie my droom nie, maar U droom vir my, Here. Wat is daar wat ek kan doen om te bereik dit wat U wil hê ek moet bereik? En dan sien jy al die moontlikhede wat die Here daar vir jou geplaas het. Gaan sien elke geleentheid, in plaas van jy spyt is soos wat ek spyt is baie daar, oor dat ek nie gegryp het na die geleenthede wat daar voor my pad gesit is nie. In plaas van dat ek teen my eie beperkings kon vasgekyk het, weet om te sien dit wat die Here daar inhou vir ons. Dit wat hy het vir ons, wat hy vir ons beplan, en so wat hy sê in die skrifgedeelte, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle weë is nie my weë nie. En kom ons begin dit uit 'n groter perspektief uit raak sien.